Ons luister vanoggend na die woord van die Here vanuit Handelinge hoofstuk 2. Handelinge hoofstuk 2 vanaf vers 1. Maar voordat ons saam luister na die woord van die Here, verenig ons eers in gebed. Almagtige, ewige, drie-enige God, Hemelse Vader, aan U alleen kom toe lof en eer, dank en aanbidding. Ons buig voor U in diepe afhanklikheid en in ootmoed. Aanbid U, dat U self aan ons geopenbaar het as die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste. Wat is, wat was, wat kom, die Almagtige. Wat groot is, in majesteit en heerlikheid. Die heiligheid wat geen perke ken. U is die almagtige, ewige God. Onbegryplik, onsienlik, altyd dieselfde, oneindig groot. Almagtig, wys en regverdig, die bron van alle goed. Waar ons voor U buig, voor U troon van genade, dan raak ons ook opnuut bewus van ons eie nietigheid en swakheid. Besef ons dat ons ver te kort skiet om te voldoen aan dit wat U van ons eis en vra. Maar dankie dat ons weet, en U bevestig in U woord dat U genade vir ons genoeg is, dat dit U is wat ons styf vashou in U Vaderhande, dat U ons omvou met U liefde en U vrede en U barmhartigheid, en ons toevou in die bloed van U Seun, Jesus Christus, ons Here. En dit beloof U dat ons, U kinders, altyd veilig sal wees in U hande. Dat U ons van alle kante af omsluit, dat U U hand saggies op ons lê. Ons dankie vir die voorreg dat ons vanoggend ook hier as U kerk byeen kan wees, saam kan kom in 'n kerkgebou. Dat ons hier byeen is met die een doel en dit is om U te verheerlik, U naam groot te maak. Om te hoor, om te luister na dit wat U aan ons openbaar, dit wat U vir ons sê vanuit U woord. En ons bid dat U self deur U woord en Gees sal spreek, dat U self U woord sal bevestig in elkeen van ons harte. Dat ons elkeen persoonlik sal hoor, dit wat ons moet hoor. En weet, dis U, wat deur U Gees, wat in en oor U kerk uitgestort is. Dis U, wat met ons, U kinders, praat. Ons dankie dat ons dit alles mag bid.
In die naam van ons Heiland, Middelaar en Verlosser, ons Here Jesus Christus alleen. Amen. Handelinge hoofstuk 2, vers 1. En toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar. En daar kom skielik uit die hemel 'n geluid, soos van 'n geweldige rukwind. En dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. En daar het in Jerusalem Jode gewoon, godsdienstige manne uit elke nasie wat onder die hemel is. En toe hierdie geluid kom, het die menigte saamgestroom en was in die war, want elkeen het gehoor hoe hulle in sy eie taal spreek. En hulle was almal verbaas en verwonderd en sê vir mekaar, is almal wat daar spreek dan nie Galileërs nie? En hoe hoor ons hulle elkeen in ons eie taal waarin ons gebore is? Paters en Meders en Elamiete en die inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadosie, Pontus en Asië, Frigië en Pamfilië, Egipte en die streke van Libië by Sirene en Romeine wat hier vertoef, Jode en Jodegenote, Kretense en Arabiere. Ons hoor hulle in ons eie taal oor die groot dade van God spreek. En hulle was almal verbaas en het radeloos en sê die een vir die ander, wat kan dit tog wees? Maar die ander het gespot en gesê, hulle is vol soetwyn. Maar Petrus het opgestaan met die 11 en sy stem verhef en hulle toegespreek. Joodse manne en almal wat in Jerusalem woon, dit moet julle weet en luister na my woorde. Hierdie mense is tog nie dronk soos julle dink nie, want dit is nog maar die 3de uur in die môre. Maar dit is wat deur die profeet Joël gespreek is. En in die laaste dae spreek God, sal ek van my gees uitstort op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jongelinge sal gesigte sien, en julle ou mense sal drome droom. En ook op my diensknegte en diensmaagde sal ek in die dae van my gees uitstort, en hulle sal profeteer. En ek sal wonders gee bo in die hemel, en tekens onder op die aarde, bloed en vuur en rookdamp. Die son sal verander in duisternis en die maan in bloed voordat die groot en deurdagte dag van die Here kom. En elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Israeliete, luister na hierdie woorde. Jesus, die Nasareëner, 'n man deur God vir julle aangewys met kragte en wonders en tekens wat God deur hom onder julle gedoen het, soos julle ook self weet. Hom wat deur die bepaalde raad en voorkennis van God oorgelewer is, het julle deur die hande van goddelose manne geneem en gekruisig en omgebring. Hom het God opgewek, nadat hy die smarte van die dood ontbind het, omdat dit onmoontlik was dat hy daardeur vasgehou sou word. Want Dawid sê van hom, ek het die Here altyd deur voor my gesien, want hy is aan my regterhand, dat ek nie sou wankel nie. Daarom is my hart bly en my tong juig, ja, ook sal my vlees nog rus in hoop. Want U sal my siel nie aan die doderyk oorlaat, of U heilige oorgee om verderwing te sien. U het my die weë van die lewe bekend gemaak, U sal my vervul met vreugde by U aangesig. Broeders, ek kan vryuit met julle spreek oor die aartsvader Dawid, dat hy gesterf het en ook begrawe is, en sy graf is by ons tot vandag toe.
omdat hy dan 'n profeet was en geweet het dat God vir hom met 'n eed gesweer het dat hy uit die vrug van sy lendene wat die vlees betref die Christus sou verwek om op sy troon te sit. Het hy, omdat hy dit vooruit gesien het, gespreek van die opstanding van Christus, dat sy siel nie in die doderyk verlaat is en sy vlees ook nie verderwing gesien het nie. Hierdie Jesus het God opgewek, waarvan ons almal getuies is. Nadat hy dan deur die regterhand van God verhoog is en van die Vader die belofte van die Heilige Gees ontvang het, het hy dit uitgestort wat julle nou sien en hoor. Want Dawid het nie in die hemele opgevaar nie, maar hy self sê, die Here het gespreek tot my Here, sit aan my regterhand, totdat ek u vyande gemaak het, 'n voetbank van u voete. Laat dan die hele volk van Israel sekerlik weet, dat God hom, Here en Christus gemaak het, hierdie Jesus, wat julle gekruisig het. Toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref, en het vir Petrus en die ander apostels gesê, wat moet ons doen, broeders? En Petrus sê vir hulle, bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Want die belofte kom julle toe en julle kinders, en almal wat daar ver is, die wat die Here onse God na hom sal roep. En met baie ander woorde het hy hulle besweer en vermaan en gesê, laat julle red uit hierdie verkeerde geslag. Die wat toe sy woord met blydskap aangeneem het, is gedoop, en daar is op die dag omtrent 3000 siele toegebring. Tot sover, geliefdes, ons skriflesing salig. Werklik gelukkig is ons, wanneer ons die woord van die Here hoor, die woord in die hart bewaar en strewe daarna om gehoorsaam, gelowig en getrou ook volgens die woord van die Here te lewe. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, as ons vanoggend vir onsself die vraag moet vra in alle eerlikheid en opregtheid, wat sien mense in my lewe wanneer hulle na my kyk? Kan hulle sien dat ek kind van God is? Kan hulle sien dat ek in woord en in daad, in handel en wandel, oral en altyd getuig van die groot dade van God? Is dit sigbaar, hoorbaar in my lewe? In hierdie hoofstuk lees ons van die grootste draaipunt en sekerlik die grootste gebeurtenis van kerkwees oor die eeue heen. Die Heilige Gees word aan die kerk gegee, word in en oor die kerk uitgestort en die kerk word vervul met die Heilige Gees. En kom ons sê sommer dadelik vir mekaar dat ons mooi verstaan wat bedoel word met die woord of begrip kerk. Kerk is nie 'n gebou nie. Maar kerk is ons wat vandag in hierdie kerkgebou by mekaar is. Die kerk is ons as gelowiges van Adam en Eva af, van die heel begin af dwars deur tot nou toe en dan van nou af tot en met die wederkoms van ons Here Jesus Christus. God het nou die Heilige Gees uitgestort op sy kerk. En die uitstorting van die Heilige Gees het onmiddellike effek gehad. En ons sien dit en ons lees dit hier in Handelinge 2. Dat die oomblik toe die Heilige Gees uitgestort word, toe gebeur daar iets. Die kerk begin getuig. Die groot dade van God word verkondig en mense wat daar teenwoordig was en hierdie gebeure aanskou het gehoor dat daar in hulle eie taal gepraat word, getuig word oor die groot dade van God.
Die evangelie, die blye boodskap het op daardie dag die taalgrense deurbreek. En onder leiding van die Heilige Gees begin Petrus toe preek en verduidelik presies wat nou hier plaasgevind het. Het is egter baie belangrik dat ons sal besef dat ons nou in die tyd leef tussen Christus se hemelvaart en sy wederkoms. Ons is nou die kerk. En hierdie kerk het die opdrag om te getuig. Om te getuig oor die groot dade van God. Die Heilige Gees is aan die kerk gegee, met ander woorde, aan elkeen van ons wat geroep is om te glo. Elkeen wat die geloof as gawe van God ontvang het. As kinders van God. Ons het elkeen sonder uitsondering die roeping, die opdrag, die taak om te getuig. Want sien, God self is aan die werk. In vers 22 tot 24 lees ons dit duidelik. Daar staan: Israeliete, luister na hierdie woorde. Jesus die Nasareëner, 'n man deur God vir julle aangewys met kragte en wonders en tekens wat God deur hom onder julle gedoen het, soos julle self ook weet, hom wat deur die bepaalde raad en voorkennis van God oorgelewer is, het julle deur die hande van goddelose manne geneem en gekruisig en omgebring. Hom het God opgewek nadat hy die smarte van die dood ontbind het, omdat dit onmoontlik was dat hy daardeur vasgehou sou word. En hierdie boodskap wat Petrus hier verkondig, is uiters belangrik. Want dit wat Petrus hier preek hy onder leiding van die Heilige Gees. Maar onthou ook dat hy en die ander disippels wat daar teenwoordig was, nie net gehoor het nie. Hulle het self ook gesien. Hulle was oor en oog getuies van alles wat gebeur het. Saam met Christus geleef, hulle het gesien hoe hy oorgelewer is, hoe hy gekruisig is, hoe hy opgestaan het, hoe hy opgevaar het na die hemel. Hierdie konklusie, dat hierdie Jesus, as hy Here en Christus is baie belangrik. Vers 36, laat dan die hele huis van Israel sekerlik weet, dat God hom, dit is Christus, dat God hom Here en Christus gemaak het, hierdie Jesus, wat julle gekruisig het. Die hele volk moet weet. En hierdie getuienis is eerstens gegee aan die verbondsvolk van God. God het herhaaldelik, vandat hy die verbond met sy volk gesluit het, herhaaldelik hierdie verbond met sy volk bevestig en herbevestig. Ons lees in Jeremia 31 vers 33 waar hy sê, maar dit is die verbond wat ek na die dae met die huis van Israel sal sluit, spreek die Here. Ek gee my wet in hulle binneste en skryf dit op hulle hart, en ek sal vir hulle 'n God wees, en hulle sal vir my 'n volk wees. So is dit uit die boek Handelinge baie duidelik, dat die evangelie eers aan die Jode, en daarna aan die Samaritane, en laastens na die heidene gegaan het. En daarom dat hierdie eerste preek die baie skerp oproep beklemtoon. Die hele Israel moet vas en seker weet. So hoekom word Jesus dan nou Here genoem? Dit is nie sonder rede dat die Here Jesus Christus as Here geopenbaar word nie. Hy is hulle eienaar, die een aan wie hulle behoort, die een voor wie hulle moet buig, die een aan wie hulle gehoorsaam moet wees. Filippense 2 vers 9 tot 11, daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel
en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is, en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is, tot heerlikheid van die Vader. Die skare wat daar teenwoordig was, is nou oortuig, en hulle het diep onder die indruk gekom van Jesus Christus as die Here, as die Christus. En nadat hulle alles ervaar het, alles gesien het, alles gehoor het, hierdie boodskap, hierdie prediking van Petrus, is die eerste vraag wat by hulle opkom. Maar wat moet ons doen, broeders? Hulle kry die opdrag om hulle te bekeer, om te glo, hulle te laat doop. Dieselfde boodskappe wat Johannes die Doper in Markus 1 vers 4 en die Here Jesus self in Matteus 4 vers 17 gespreek het. Kom ons verstaan net baie mooi hier dat dit beteken nie dat die doop nodig is vir verlossing nie. Ons word nie deur die doop gered nie, enkel en alleen redding deur Christus Jesus die Here. Ons moet nie gedoop word om die Heilige Gees te ontvang nie. En nou trek ons dit deur na vandag toe. Die vraag vanoggend aan elkeen van ons is nie of ons glo in Jesus Christus as Heiland en Verlosser en Middelaar. Die vraag vanoggend is nie of ons in God drie enig glo en of ons hom bely nie. Hoewel dit belangrike vrae is, maar dis vrae wat ons in die binnekamer met God self uitmaak. Dis 'n persoonlike saak. Maar ons moet vir onsself die vraag vra. En dit moet elkeen doen vanoggend in sy hart. Is die Here Jesus my Here en Christus? Is Jesus Christus die koning in my lewe? Is hy my enigste verlosser? En dis vrae waarop ons baie maklik ja kan antwoord. Maar nou moet ons dalk liewers eerder so vra. Wys my lewe. En is my lewe getuie daarvan dat Jesus Christus koning in my lewe is? Kan elkeen met wie ek in aanraking kom, nie net hier by die kerk nie, maar ook gedurende die week in die wêreld daar buite, kan elkeen wat my pad kruis sien dat Jesus Christus Here en koning in my lewe is. Want ons kan so maklik getuig met die mond, ons kan so maklik die regte ding op die regte plek en die regte tye sê, maar om met die daad te getuig is 'n ander saak. Dit beteken dat ons woorde en dade by mekaar moet pas. Oral waar ons in hierdie wêreld beweeg, op al die lewensterreine. Of ek Sondagoggend hier in die kerk saam met medegelowiges is, of Maandagoggend as ek in die verkeer ry, of as ek inkopies doen, of daar waar ek brandstof in my motor gooi en ek met die petroljoggie gesels, en of ek by my vriende kuier of op die telefoon praat. Oral en altyd moet my lewe getuig dat ek kind van God is. Dat Jesus Christus Here is, ook in my lewe. My gesindheid in hierdie wêreld moet pas by my getuienis, dat ek kind van God is. Dat Jesus Christus my persoonlike verlosser en saligmaker is. Dat ek as kind van God ook gevul en vervul is met die Heilige Gees. Want sien, wanneer Jesus Christus Here en koning in ons lewe is, dan regeer hy in ons lewe. Nie die eie ek nie, niks en niemand anders nie, maar Christus en hy alleen.
Dit gebeur wanneer 'n mens na hom luister, elke dag uit sy woord. Dit gebeur wanneer jy doen wat hy van jou vra en eis. En dan alleen sal geloof oorgaan in dade. Dan sal geloof en getuienis nie net hoorbaar wees, maar ook sigbaar. Met ander woorde, jou dade en goeie werke lewer die bewys daarvan dat Jesus Christus die Here in jou lewe is, dat jy in 'n persoonlike verhouding met hom leef. Die wêreld moet in ons en deur ons en om ons kan sien en ervaar dat ons kinders van God is. Iemand het een keer die mooi iets gesê, en dit laat mens nogal dink, gesê, ons, kinders van God, is en kan dalk baie keer die enigste Bybel wees wat iemand anders het om te lees. En dan is die vraag, wat lees mense in ons lewe? Wat lees er op die bladsye van ons optrede en gesindheid, van ons hele lewe en hoe ons leef, elke dag van die week, in handel, in wandel, in voorspoed, in teëspoed, in goeie en minder goeie tye, selfs die moeilike en die slegte tye. Oral en altyd. Ons weet vas en seker dat Jesus Christus ons Here en Christus is. Mag ons die krag kry om hiervan lewende getuies te wees. Getuies wat getuig oor niks anders nie as die groot dade van die almagtige God. Dat dit sal wees tot eer van sy naam en die opbou en uitbreiding van sy koninkryk op aarde. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige, ewige, drie-enige God, Hemelse Vader, baie dankie vir die besondere voorreg vanoggend dat ons hier saam onder die geklank van U woord kon kom. Dat ons vanoggend kon hoor dat U ons, U kinders roep, dat U ons toerus, dat U ons die geloof gee, alles gee wat nodig is, sodat ons ook kragtige getuienis in hierdie wêreld kan lewer. Dat ons kragtige getuies kan wees van die groot dade van God. Dat U ons help, elkeen van ons die krag gee dat ons werklik in woord en in daad, oral en altyd, elkeen oral gestuurde sal wees. Getuies wat getuig tot eer van U naam. Ons dank U vir alles wat U vir ons doen en gee, vir die werklikheid dat ons die ewige lewe het, dat ons aan U behoort en ons weet U beloof dat niks of niemand ons ooit uit U hand sal ruk of van U liefde sal skei. Ons bid in die besonder dat U met elkeen van ons sal wees. U ken elkeen van ons omstandighede, U weet wat in elkeen van ons harte leef, U weet waarmee ons worstel. U ken die hartseer en die bekommernis. U weet van siekte, pyn, lyding, van eensaamheid. U ken elkeen se hart, daar waar moedeloosheid heers, of waar mense dalk al hoop verloor het. Ons gebed is dat U deur U woord en gees elkeen
in die besonder sal vashou, dat U genade genoeg sal wees, dat U sal vertroos, sal bemoedig, sal versterk, dat U sal genees, pyn sal verlig, en net sal gee dat ons sal onthou dat, hoewel ons in 'n wêreld leef, waar hoop so maklik kwyn, weet ons as U kinders dat ons 'n ewige hoop het, 'n hoop gevestig in Christus Jesus ons Here. Ons bid dat U die eensaamheid sal verdryf met U teenwoordigheid. Ons wil ook bid vir hierdie kerk, die AP Kerk Oudtshoorn. Wil U hierdie gemeente seën, U hand oor elkeen hou, die werksaamhede van hierdie kerk, gee dat alles voorspoedig en suksesvol en tot eer en verheerliking van U naam sal wees. Dat U hierdie gemeente ook in die holte van die hand sal hou, en sal vashou, en sal seën. Ons dank U vir lieflike reën wat geval het, en bid dat U steeds sal voorsien, soos en waar nodig, tot eer van U naam. Ons bid dit alles in diepe afhanklikheid, in ootmoed en in nederigheid. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen.